Goeiemôre. Nou gaan ons praat vandag. My tema is die vrug van die Gees, maar ook die werke van die vlees. Ek wil oor albei graag praat vanoggend. Kom ons bid net saam. Almagtige God en Heilige Vader, Here, baie dankie dat ons vanoggend kon deel wees aan die nagmaal aan die tafel, Vader, vir dit wat U vir ons gedoen het, Here. Maar Vader, baie dankie, Here, dat ons nou in die woord kan kom en kan kom leer 'n woord uit die skatkamers uit, Here. Vader, ek vra, Here, dat U vir ons vanoggend sal kom leer, Here, dat ek in die agtergrond sal verdwyn en dat U in die voorgrond sal verskyn, Here. Vader, dat U vir ons hierdie woord sal kom nat maak en sal dit groei in ons lewe. Dit is 'n baie belangrike woord en ons sê vir U dankie vir die woord, Here, en kom seën hierdie woord in Jesus naam. Amen. Ek gaan begin met die vrug van die Gees. Almal van ons weet, ons leer altyd die vrug van die Gees. As jy kerk toe gaan, dan leer jy Galasiërs 5, is liefde, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. En ons ken altyd die deel, maar weet ons, hoe gebeur dit, dat ons die vrugte van die Gees in ons het? Ons leer nie altyd daai vrugte nie, en ons leer nie altyd, wat is dan nou die werke van die vlees, wanneer ons nie daai vrugte het nie, en wat gebeur as ons nie vrug dra nie? So die Galasiërs 5 vers 22, as julle dit almal het, wat wil saam lees? Galasiërs 5 van vers 22 af. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uithard en mekaar beny nie. Hierdie is die vrug van die Gees, wat God graag by ons en in ons wil sien. Is dit moeilik om al hierdie vrugte te hou? Sukkel ons met van hierdie vrugte? Is daar iemand wat al 9 kan baie goed doen? Ek dink nie een van ons kan dit altyd reg kry nie, want ons word om 'n draai kwaad vir iemand. Iemand maak ons seer. Ons kan nie altyd dit doen nie, en ons kan dit ook nie uit ons eie uitdoen nie. Dit is nie in ons eie krag wat ons daai vrugte kan dra nie. Die beste van alles, God het vrugte, bome gemaak, om vrugte kan dra. Sonder enige inspanning het God daai bome gemaak. In Genesis 1 vers 29 sê hy, verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Net so het God alles voorsien, dat ons ook vrug kan dra. Het julle al ooit gekyk na 'n boom? Hy kom en dan maak hy eers bloeisels. Hy maak sulke bloeiselblommetjies. Hyla sal weet van blomme, Hyla net is baie besig met die blommetjies. Hy maak eers 'n bloeiseltjie, en dan daai bloeiseltjie word dan 'n klein vruggie. En dan soos wat hy die kos en die water kry uit die stam en uit die grond uit, dan word dit 'n volgroeide, pragtige vrug. En dan kry jy daai lekker perskes so aan 'n boom, of die vye, of dit is enige, die vye, die appels, al die vrugte. Hy maak eers die klein bloeiseltjie, en as jy sien daar's bloeiseltjies, dan weet jy daar gaan die vruggies kom. Dis eintlik regtig amazing hoe God alles geskaap het. Wanneer ons die vrugte van die Gees het, sal ons sonder inspanning van ons kant af vir mekaar lief wees. Ons sal vol vrede en vreugde wees en vrede. Verder sal ons altyd geduldig, vriendelik en goed vir ander wees. Ons sal getrou bly en ons sal betroubaar wees, ongeag wat in ons omstandighede aangaan. Dan sal ons ook sagmoedig wees
en altyd selfbeheersing toepas, sal dit nie wonderlik wees nie. Ons kan dit slegs sonder inspanning in Jesus Christus se krag doen, nie in ons eie krag nie. Ek gaan vir ons Johannes 15 lees. Ek het my bril opsit vandag. Johannes 15 praat Jesus hierso met die disippels, die laaste onderwys aan die disippels, die innige vereniging van Jesus en sy disippels. Jesus sê hierso, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Met ander woorde, God kom en hy maak ons skoon. Hy is die landbouer, hy is die tuinier, hy kom en hy maak jou skoon, sodat jy meer vrug kan maak. So hy snoei jou. Almal weet hoe snoei mense boom. Want almal weet, as jy vrugte gedra het, moet jy jou bome snoei, sodat dit meer vrug en beter vrug kan dra vir die volgende seisoen. So julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. So Jesus Christus is ons wynstok, ons is die lote. As ons nie in Jesus Christus bly nie, en in sy woord bly nie, dan kan ons nie vrug dra nie. Wat gaan gebeur? Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp, soos die loot, en hy verdroog. En hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Hierdie gaan ook terug, ek wil vir julle lees in Matteus 13, op die einde van die tye. Hierso praat hy, as jy nie vrug dra nie, droog jy uit. En hulle maak dit bymekaar en hulle gooi dit in die vuur en dit verbrand. As ons nie gaan vrug dra nie, sê hy in Matteus 13 vers 40, praat hy van die einde van die tye. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die Seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen. En sal hulle in die vuur ontgooi, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. So dit is die mense wat nie by Jesus Christus uitgekom het nie. Dit is die mense wat nooit gered is nie, wat nooit hulle die Here aangeneem het as hulle saligmaker nie. Hulle het nie die Gees ontvang, die Heilige Gees wat in hulle woon nie. Dit is daai mense. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Hierdie is die mooiste vers 16. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies, en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Ons is aangestel om vrug te gaan dra. Is dit nie awesome nie? Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. As die wêreld julle haat, moet julle weet, dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie.
As julle my vervolg het, sal hulle julle ook, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie die werke onder hulle gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle dit gesien. En tog het hulle my sowel as my Vader gehaat. Maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle aan van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Hoe awesome is dit? As ons in die Vader is hy in ons, as hy is lief vir ons, is ons lief vir hom. Ons is lief vir die Vader. En alles werk heeltyd ten goeie uit. En so word ons gevoed om in die Here te bly, vrug te dra, die hele tyd. Dit is amazing. Ek wil net graag vir julle Johannes 16 net 3 verse lees hierso. Wat gebeur, dat baie mense sê die Heilige Gees is nie ook by sondige mense nie. En dit staan hierso, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Julle weet die owerste is Satan self. So die Heilige Gees kom om die mense wat in ongeregtigheid is, ook te kom sê van sonde, en hulle te kom kry. So, baie interessant. Hoe gaan ons in Christus Jesus bly? Soos wat die wynstok die takke en die lote voorsien van water en voeding, word ons voorsien. Ons moet ons totaal oorgee aan Jesus Christus. Sy woord met die hoogste gesag in ons lewe wees. Sy wil met ons wil word. Dit is ons voeding. Ons moet Bybelstudie doen, woord luister, kerk toe gaan. Ons moet ons volmaak met God se woord. Ons moet nie net hoorders wees nie, ons moet ook daders wees. Dan sal ons ook 'n oop kanaal wees vir die Heilige Gees, waardeur die Heilige Gees kan vloei in ons, om ons die krag te gee om te kan vrug dra. Ons sal beheer en gelei word deur die Heilige Gees, wanneer ons dit doen. Ons almal wil voorbeeldige kinders hê, wat ook goeie vrugte dra. Maar niemand kan dit forceer, deur 'n kind te slaan, of te verskree, of half dood te slaan nie. Maak jou kinders in die vrees van die Here groot. Stuur hulle sonnaarskool toe, gaan saam met hulle kerk toe, doen huisgodsdiens. Wees jy vir hulle 'n voorbeeld. Wel weer eens, ons kan nie uit ons eie vrug dra nie, dit gebeur natuurlik. Soos ons gesien het in Johannes 15, so ook met ons kinders. Om hulle vol te maak met die woord, dat hulle kan weet wat is reg en verkeerd, en dat hulle ook kan vrug begin dra. 1 Korintiërs 6 vers 17, maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Met ander woorde, hy, Jesus Christus, woon deur die Heilige Gees in my gees, en versterk my gees en maak my gees vry en heers deur my gees oor my siel en my liggaam. So kan ons bid, as ons liefde kort kom, kan ons dit van God bid. In Psalm 1 begin hy met geluksalig is die man. Ons het dit laasweek gehoor, wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan in die weg van die sondaars, nie sit in die kring van die spotters nie. En dan in die 3de vers is vir my so mooi, hy sê, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Ons moet begin kyk waar ons gaan kuier. Ons moet gaan kyk waar ons vriende ontmoet. Ons moet begin kyk
Saam met wie kuier ons? Want ons vrugte, ons moet altyd goeie vrugte, daar waar ons gaan, moet ons goeie vrugte dra. As ons met verkeerde mense besig is, of met verkeerde dinge besig is, watter vrugte gaan ons in ons boom hê? Ons gaan nie die regte vrugte hê nie. Hierdie is vir my so mooi, Jeremia 17 vers 7 tot 8. As ons deur beproewinge gaan, en jy gaan deur moeilikhede, en jy bid miskien vir uitkomste, vir 'n kar of 'n huis, of finansies. Ons almal het ietsie waarvoor ons bid, en ons moet die Here erg vertrou. Baie keer dan weet ons, ons het nie die finansies om dit te doen nie. En ons begin vrees. Maar dit is nie wat die Here wil hê, hoe ons moet wees nie. Ek gaan vir julle lees in Jeremia 17 vers 7 tot 8. Hy sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie sy vertroue die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen. En in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hou hy nie op om vrug te dra nie. Hoe awesome is dit? Dit is vir my so mooi. Ons het dit gesing ook vanoggend. As jy onthou daai een liedjie wat ons gesing het daaroor gegaan. En dit is hoe ons moet wees in ons nood. As ons 'n nood het, dit is jou anker. God is jou anker. Dit is na wie toe ons moet gaan en daai vertroue wat ons moet hê. Maak nie saak wat aangaan in jou lewe nie. Dinge lyk so Simon Petrus op die water was. Toe hy sy oë van Jesus Christus afhaal, toe sink hy. En dit is die ding. 'n mens moet jou oë op die Here hou, en hy met jou vertroue wees. Dan kom ons by mense wat vals is. Ek is seker julle almal ken mense wat, jy dink hy's 'n Christen, jy dink hy's pragtig, en jy ontmoet hierdie mense, en hulle is so wonderlik, en dit lyk net of hulle niks kan verkeerd doen nie, en dit lyk of hulle vrugte aan hulle boom pragtige vrugte is, en dan ewe skielik maak hulle jou seer, en dan kan jy sien, hulle vrugte is nie eintlik wat dit was nie. Ek sê altyd, 'n goeie boom dra mooi vrugte. Ja, ons almal het foute, maar daar sekere goed wat 'n mens kan sien. Iemand kan net sy vrugte so lank, as hy 'n goeie voetjie voorsit. Hy kan net so lank 'n goeie voetjie voorsit, en dan gaan hy begin om sy ware kleure te wys. En die Bybel praat daarvan in Matteus 7, vers 15 tot 23. Matteus 7, vers 15 tot 23. Vers 15, maar pas op vir die valse profete, wat in skaapsklere na julle kom, en van binne hoofsigtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi, soos ons gelees het. So sal julle dan aan hulle vrugte hulle ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, en in U naam duiwels uitgedrywe, en in U naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Dit moet die ergste ding wees. As jy gedink het jou vrugte is reg, en jy het gedink jy doen reg, en jy kom daar, en God sê vir jou, ek het jou nie geken nie. Ek dink is die hartseerste, dink ek wat dit sal vir jou wees, as jy daar kom. Die Heilige Gees kan jy nooit verlaat nie. Johannes 14 vers 16 en 17 sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Efesiërs 1 vers 13 sê, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met Heilige Gees van die belofte. So wanneer jy jou hart vir die Here gee en jy word gedoop,
bekleed jy jou met Christus, en dan is jy gered, en dan het jy die Heilige Gees, en jy het die belofte. Dit is hoe awesome dit is. Jy het sommer van alles gered. Romeine 8 vers 9 sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. As naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. So ons almal wat hier is, behoort aan Christus. Is dit nie awesome nie? Romeine 11 praat van daai mense wat nou nie vrugte dra en doen wat hulle moet nie. Eintlik is dit Romeine 6 Romeine 11 vers 16 tot 23. En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat 'n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel, en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie. En as jy roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan sê, die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kon word. Goed, deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God. Gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou as jy in die goedertierenheid bly. Anders sal jy ook afgekap word. Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word. Want God is magtig om hulle weer in te ent. Hoe awesome is dit? Wanneer ons nie reg is nie, die mense is nie reg nie, en jy is afgebreek. Is net God by magte om jou weer in te ent, sodat jy weer kan vrug dra. Hy gee vir jou weer 'n kans, as jy begin in gehoorsaamheid wees. Hy gee weer vir jou kans, hy ent jou weer in, en is net hy wat dit weer kan doen vir jou. Dit is awesome. Nou, wil ek praat oor die werke van die vlees. Want as jy goeie vrugte het, en jy sou mense wat goeie vrugte het, die Here kom en hy, soos wat jy jou pad loop, onthou ons is nie almal perfek, wanneer ons gedoop word nie, ons is alles behalwe perfek. Jy word gedoop, jy gee jou hart vir die Here, en dan begin jy jou pad stap, en dan kom die Here, die God wat die tuinier is, en hy kom snoei, al jou foutjies, kom sny hy uit, sodat jy beter vrug kan dra, en dit is 'n aanhoudende proses, wat gebeur. Maar wanneer ons hierdie werke van die vlees gaan lees, dan kan ons weet, die Bybel sê tog, een sonde is nie so groot soos 'n ander sonde nie. Ek gaan afsluit met hierdie. Die werke van die vlees. As jy hierdie gaan hoor, hierdie goed is goed wat jou uit die hemel uit kan hou. Dit is wat Galasiërs 5 hierso sê, van vers 16 af. Hierdie kan jou uit die hemel uithou, en tog is daar, as jy mooi luister, is daar een van elke iets van daai wat ons doen. Almal van ons. Daar's een van hierdie goed wat ons doen, partykeer meer. Ek gaan dit vir julle gou lees. Die werke van die vlees en die vrug van die gees. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, braasery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê. Soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Hoe erg is dit? Ons gaan aan hierdie goed gou gaan kyk. Ek het hierdie gaan uithaal uit die Woordeboek, want ons lees dit en ons verstaan nie wat al daai goed presies beteken nie.
Dis goed as 'n mens die Bybel lees, maar gaan kyk as jy iets nie verstaan nie, gaan soek dit op, gaan kyk in die woorde. Google sê vir jou alles, hy het 'n woordeboek, jy kan oral ingaan en jy kan altyd weet wat is die waarheid wat daar staan. Ek het dit nie in heeltemal 'n volgorde nie, maar ek het hulle almal hierso. Afguns. Die woordeboek sê, dit is 'n sterk jaloesie, 'n gevoel van leed of spyt oor goeie dinge, wat iemand te beurt val, maar wat jy hom of haar nie gun nie. Dis afguns. Moord is 'n misdryf, waar 'n persoon se lewe met opset doelbewuste rade geneem is, wanneer jy doelbewus iemand vermoor. Dronkenskap is om swaar onder die invloed van alkohol of ander middels te wees. Dis nie net alkohol nie, dit is wanneer jou dronkenskap is wanneer jy nie weet wat om jou aangaan nie, dat jy so dronk is dat jy nie beheer het nie. Dit is dronkenskap. Dan braasery, weet julle wat is braasery? Dis wanneer jy jou ooreet. Hy sê hierso, dit is om gulsig en oordadige geëtery en 'n gedrinkery. En dit is by funksies of saam met familie, wanneer jy dit oordoen, ooreet en jou oordrink. Vyandskap is 'n toestand waar mense of groepe mekaar haat en vir mekaar as opponente beskou. So jy mag nie met iemand dink jy's in 'n kompetisie met hom nie. Dit is vyandskap. Twis is 'n langdurige geskil wat nou aanhou en aanhou en aanhou, wat jy nou kwaad is vir iemand of iemand vir jou en dit gaan aan en dit hou net nooit op nie. Is 'n onenigheid tussen mense, as daar onenigheid is tussen mense. Of risie. As jy risie maak, hoeveel van ons maak risie? Ons doen dit, want ons word kwaad. Die Bybel sê ons mag kwaad word, maar jy mag nie sonde pleeg nie. Jy mag kwaad word, dis normaal om kwaad te word, maar jy moenie deur dit sonde nie. Bekleierery, dit is alles onder twis. Jaloesie, of jaloersheid, is figuurlik, dis ongelukkigheid, omdat 'n persoon hy dink dat ander beter af, of gelukkiger is, negatiewe gevoel veroorsaak, deurdat iemand iets het, of kan kry wat jy ook wil hê. Nee, dis wat hulle dink. En baie mense sien jou so, en dan dink hulle, jy lyk of jy alles het, jy lyk of jou lewe onder beheer is, jy lyk of dit net goed gaan met jou, en dan begin hulle dink, maar dit gaan beter met jou as met hulle, en dan kom daar jaloesie. Dan kom kruip hy nader. Dan is daar toornigheid. Toornigheid is 'n baie ernstige ding ook. Dis iemand wat erg omgekrap en woedend kwaad is. Was julle al woedend kwaad? Ons doen dit. Ons word op hy oomblik so kwaad. Ons mag dit nie doen nie. Naaiwer. Dit is afguns en jaloesie saam. As jy naaiwer het, dis wanneer jy al twee het. Tweedrag. 'n man van valse streke. Hy saai tweedrag en hy's 'n kwaadstoker. Hy skei vriende van mekaar. Daar's mense wat dit doen. Hulle is net so jaloers op vriendskap, dat hulle sal stories gaan dra wat nie waar is nie, om daai tweedrag te veroorsaak. Partyskap is 'n toestand van verdeeld wees, veral deur die verkondiging van valse leringe, wanneer jy verdeeldheid kom veroorsaak. Partyskap. Dan afgodery, om bevrediging op ander plekke te soek, en jou oë af te haal van God. Om bevrediging op ander plekke te soek, wanneer jy gaan waar jy nie moet wees nie, waar kinders van die Here nie hoort nie. En natuurlik, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, in Eksodus 20. Ons moet elke dag seker wees waar ons gaan. Dan towery. Towery, daar's mense wat die manipulering van bonatuurlike kragte is. Dis mense wat heksery doen, sataniste, wat die bonatuurlike manipulering van kragte beoefen. Dan is daar oorspel, ontrouheid in die huwelik, geslaggemeenskap met iemand anders, behalwe jou eggenoot. Ongebondenheid,
dan is dit hoerery, vleeslike gemeenskap buite die huwelik, oorspel, ontug. Dan is dit ongebondenheid. Jy kry mense wat ongebonden is, hulle is oormatig onafhanklik, hulle is heeltemal op hulle self gedrewe, sonder enige beheer, beperkings of verpligtings. Jy kry mense wat vir jou sê, hulle kom 10 uur by jou koffie drink. En jy maak melktert of jy bak ietsie of jy maak ietsie, dan kom hulle nie uit nie. En hulle laat weet ook nie. En jy sit en jy wag vir hulle want jy het 'n afspraak. Hulle is ongebonde. Dis mense, dit is ongebondenheid. Hulle sien ook nie die noodsaak om jou net te laat weet nie, hoor jy, hallo, ek maak dit nie, ek kan nie kom nie. Nee? Dit het al my gebeur, nee? Ek is seker met julle ook. Jy kry daai mense. Dan is daar hoerery is vleeslik. Gemeenskap buite die huwelik, oorspel en ontug. Dan is dit ook figuurlik. Dit waardeur iemand besoedel en verontrein word, soos afgodediens of heidense praktyke. So jy kan ook teen God hoereer. En dit is wat ons nie moet doen nie. So ons in Galasiërs 5 vers 24 sê, ons moet elke dag ons vlees kruisig. So hierdie is 'n stryd vir elke dag, hierdie werke van die vlees. Want as jy nie daai vrug gaan dra nie, gaan jy die werke van die vlees hê. En jy gaan elke dag as jy opstaan, gaan jy moet begin bid en vir die Here vra, Here, kruisig my vlees in hierdie dag. Kruisig my vlees, dat jy doen wat jy weet, want jy is lief vir die Here. Jy wil nie hierdie goeders, ons wil nie hierdie goeders doen nie. Jy kan bid, Here, as ek woede het, vat dit van my af weg, Here. Jy kan bid, Here, wys vir my, hoekom het ek woede? Here, help my, hoekom het ek woede? Hoekom word ek kwaad? Hoekom doen ek hierdie? Hoekom praat my mond wanneer hy nie moet nie? Sit 'n wag voor my mond. Jy weet, so elke dag is dit 'n stryd om daarby te bly om dit te doen. Maar die beste is dat ons kan goeie vrugte dra en altyd streef daarna om goeie vrugte te dra. En ek sê ook, ons kan altyd bid en vir die Here sê, Here, ek kort liefde. Ons weet wat ons kort. Ons almal weet, van die 9 vrugte van die Gees, weet elkeen van ons wat kort ons. Is dit lankmoedigheid? Is dit sagmoedigheid? Is dit liefde? Vra vir die Here, Here, help my dat daai vrug, Here, snoei my dat daai vrugte net beter word, dat dit beter en sterker word. Want uit jou eie uit gaan jy nie dink, jy staan in die oggend op en jy begin met jou dag, en jy dink jy gaan nou goeie vrugte dra, jy gaan nou niks verkeerd doen nie, want jy kan nie in jou eie krag nie. Ons het gesien op hierdie prentjie, Jesus Christus is ons tak, ons is sy lote, en ons moet in hom wees en deur hom werk, om goeie vrugte te kan dra. Amen.